Goeiedag en welkom by vandag se potgooi. Vandag gaan ons praat oor God wat lewendig is en nie dood is nie. Ek is Dylan Smit. En ek is Rolf Kruik. So vandag praat ons oor iets baie relevant. Paulus se boodskap of preek in Handelinge 17. God is nie dood nie. Hy is 'n lewende God. Rolf, vat vir ons deur hierdie prentjie wat in Athene gebeur. So Dylan, dis 'n baie mooi toneel of verhaal. Paulus kom in Athene aan en die ouens wat saam met hom gegaan het, Silas, Lukas en Timotheus, hulle het gegaan na ander gebiede toe waar hulle alreeds kerke geplant het en disippels gemaak het. So Paulus kom in Athene aan alleen en hy sien hierdie stad vol afgode, letterlik duisende. Nou onthou, jy moet verstaan, Paulus kom van een wat 'n fariseer, sariseer was, iemand wat vas in die woord was, wat die Christene vervolg het, of die volgers van Yeshua vervolg het, en nou kom hy hier in Athene, en dis vol filosowe, slim mense, maar tog aanbid hulle alles moontlik, nie die lewende God nie. En onthou, op pad Damaskus toe het Paulus ontmoeting met Jesus gehad. En dit tref my, dis presies soos vandag. Die verskil is net, ons afgode lyk so bietjie anders. Rolf, dit is nogal sterk wat jy sê, want jy sê, almal aanbid iets. Ja, absoluut. Die vraag is nie of jy aanbid nie. Maar die vraag is, wat aanbid jy? En vandag is een van die grootste probleme is ons aanbid onsself. Selfs iemand wat sê hy glo nie in God nie, hy aanbid dikwels homself. En dis eintlik die gevaarlikste vorm van afgoderry, want dan hang alles van jou hoop, jou identiteit, jou antwoorde net van jouself af. So Rolf, daai waar 'n mens sê, ek is in beheer van my lewe, is hierdie prentjie van 'n afgod wat jy van jouself maak. Presies, dis die grootste god van ons tyd, is hierdie ons verafgod onsself. Ek meen, jy gaan staan voor die spieël en jy is ongelukkig oor hoe Abba Vader jou gemaak het. Jy wil verander daarop. Of sê dalk, ons sê so baie keer, Dylan, sê ons, op God vertrou ons, maar hier in ons harte leef ons, ek is eerste. Ek is eerste. So hoe reageer Paulus op hierdie afgoderry in Athene, Rolf? Hy doen iets briljant. Hy sê, ek sien julle is baie godsdienstig. En ek glo dis Gees wat hom gelei het, want hy sê vir hulle, hoor jy, ek sien julle is godsdienstig. En onthou, hy staan voor hierdie hof en hy's besig om vir hulle met hulle te praat. En hy sê, maar hoor jy, ek sien julle is godsdienstig en ek het hier deur die dorp gestap en ek het gesien, deur die stad gestap en ek het self gesien, julle het 'n altaar vir die onbekende God. En dan sê hy, daardie God wat julle nie ken nie, hom gaan ek aan julle verkondig. So Rolf, dit is so powerful, want hy wys vir hulle iets wat bekend is in hulle, hierdie beelde, en hy lei hulle van dit af na die waarheid toe. Ja, hy sê vir hulle, God woon nie in tempels wat mense bou nie. God is nie in beeldjies nie. Hy word nie die lewende God word nie deur mense hande gedien nie, of deur mense se hande gemaak nie. En hy's die een wat, die God wat ons dien, die lewende God wat ons dien, hy gee lewe en hy gee asem. Met ander woorde, God is nie 'n beeld nie, hy is lewendig. En onthou, Vader het self vir die kinders van Israel gesê in sy huwelikskontrak, sy 10 gebooie, dat ons moenie afgodsbeelde maak nie. En hier sien Paulus, hulle bou 'n afgod vir die onbekende God wat hulle nie ken nie. Dis juist omdat hulle hom nie ken nie. Ja, en ek bedoel, daar raak jy die belangrikste punt aan tussen wat God is en wat afgode is. Want daar is 'n lewende God wat lewe skep, asem in ons plaas. En dis die grootste verskil tussen afgode en die ware God. Presies. Afgode is iets wat ons maak, nê? Maar die lewende God is die een wat ons gemaak het. So dink net daaraan, Genesis 1 vers 1 tot 5 staan, dat God het gespreek, laat daar lig wees, en daar was lig. In die universe het God gespreek, laat daar lig wees, en daar was lig.
En dis hoe kragtig Abba Vader is. Hy spreek en dit gebeur. So ja, Rolf, die universe bestaan, sien ons in die Engelse term, bestaan uit 2 woorde, Ja. uni en verse, en hierdie uni staan in Afrikaans vir 1. Ja. Verse staan vir gesproke sin. So as ons hierdie saam sit, sien ons leef eintlik in een gesproke sin van God. Met ander woorde, ons hele bestaan is die resultaat van God se stem. Maar hoe as God lewendig is, hoekom waarsku hy ons so sterk teen afgode? Want afgode gaan alles oor afgode steel verhouding. En dis wat ons nie sien nie. Ons besef nie dat wanneer ons afgode het, dan steel dit verhouding. Want Abba Vader sê in Exodus, moenie vir julle gesneede beelde maak nie. Hoekom sê Vader dit? Wil hy ons spyt deurdat hy vir ons sê ons moenie afgode hê nie? Nee, want hy wil nie hê ons moet daar moet iets tussen my en hom wees nie. Niks moet belangriker wees nie, want hy's 'n jaloerse God. En Vader soek nie rituele nie. Hy soek verhouding. So dit gaan nie net oor die fisiese beelde nie. Nee. Dit gaan nie net daaroor nie. Glad nie. Vandag is afgode baie subtiel, Dylan. Werk kan 'n afgod wees. Geld kan 'n afgod wees. Status, sosiale media. Ek meen, kyk maar net hoeveel FaceTime kry jy per week. Hoeveel tyd spandeer jy op jou foon? Vergelyk dit met tyd wat jy in die woord spandeer. Selfs vermaak, Dylan, vermaak kan 'n afgod wees. En selfs godsdiens kan 'n afgod word as daar nie verhouding is nie. Vat byvoorbeeld binnekort in die volgende 2 weke het ons Pasga. Die wêreld het kom godsdiens inbring deur 'n paaseier en 'n paashaas en sulke goeders. Dit het niks met Vader se fees, die prys wat Jesus betaal het aan die kruis. 'n Paashaas en paaseiers het niks nie, maar dis 'n tradisie en dis 'n ding wat die mense ingebring het. En miskien moet ons dalk die vraag vra, is dit nie 'n afgod nie? Rolf is eintlik so scary, want 'n mens kan so maklik dink jy's fine. Dis die deel van jou lewe nie. Jy het nie 'n afgod in jou lewe nie. Maar dis die gevaarlikste plek om te wees. Ja, en dis hoekom die Bybel sê, afgode is nie net buite ons nie. Baie keer is dit hier in ons harte. Wat het groter geword as Vader in my en jou lewe? Wat het belangriker geword? Is die tradisie en die godsdiens? Is die paashaas en die paaseiers belangriker as die prys wat Jesus betaal het? Want dit is oral vol, nee, en dit deel ons met die kinders. Maar deel ons werklik die prys wat Jesus betaal het aan die kruis, sodat ons kan vry wees en dat hy opgestaan het uit die dode oor hierdie baie belangrike seisoen? Rolf, so ek wil vir namens myself en vir elkeen wat kyk ook vra, hoe weet ek as daar 'n afgod in my lewe is? Dis 'n goeie vraag. Dis deur te begin om vir jouself te vra, wat kry my tyd? Wat kry my tyd? Wat kry my fokus? Wat gee my identiteit? As iets belangriker raak as Abba Vader, dan het dit 'n afgod geword. En wat is die gevaar daarvan in ons lewe vandag, as ons prakties daarna kyk? Afgodery, eerstens, dit breek ons verhouding met Vader, want hy is 'n jaloerse God, so dit gaan oor verhouding, en dan afgode bring slawerny. Abba Vader sê, as jy hierdie afgode dien, gaan dit jou bind. Maar hy sê ook iets baie mooi. Hy wys, daar is barmhartigheid tot aan die 1000ste geslag vir die wat hom liefhet en wat hom eerste stel en homself gee. So dit is 'n groot kontras teenoor dit wat gebeur wanneer jy vasgebind is, Rolf. Ja, wanneer jy vasgebind is, en dan Vader praat daaroor in Exodus, sê hy, wanneer hy sy 10 gebooie gee, dan sê hy, wanneer jy hierdie afgode het, gaan jy tot 3 tot 4 geslagte sal beïnvloed word. Wanneer ander goeders belangriker raak as Abba Vader, dan sal selfs 3 tot 4 geslagte hulle sal die invloed daarvan kry. Maar Abba Vader se seun, of hulle kan daardie invloed ontvang, maar Abba Vader se seun, sy blessings, as jy hom gehoorsaam, en daar is nie hierdie afgode nie, tot duisende geslag. En dis hoe goed Vader is. En dis hoe belangrik dit vir hom is, dat ons niks moet belangriker wees as hy nie. Ja, Rolf, is amazing hoe Abba Vader
vir jou wil so na in sy hart trek en as jy dit gehoorsaam, sal jou kinders en hulle kinders daai gevolg hê van jou gehoorsaamheid Ja, aan Vader. kyk maar na Abraham, nê? Abraham se nageslag was geseënd, Isak was geseënd, Jakob, hulle was geseënd. Ja. So die Omdat hy gehoorsaam was aan Vader. So die verskil in die besluit wat ek en elkeen wat kyk is, wat as die besluit gemaak word vandag, het dit 'n impak op ons kinders en almal wat volg. Ja. So dit is 'n absolute groot impak op ons elkeen se lewe. Ja, en jy kan die een wees wat in die deur staan vir die nageslag. Nee, baie keer sê maar my pa en die se pa en die se het dit gedoen. Abba roep jou om in die deur te staan. En jy kan daar die vloeke wat al afkom in generasies, kan jy teestaan, want dan volg blessings daarna. Ja, soos wat jy in gehoorsaamheid stap. Ja. So as ons verder kyk na Paulus se boodskap, wat sê dit verder vir ons vandag? Hou op die onbekende aanbid. Hou op om jouself te aanbid. Leer die lewende God ken. Kies sy stem bo die wêreldsin. Soek sy aangesig, nie soek Paulus sê in Galasiërs 1:10, as jy nou nog mense wil behaag, dan is jy nie waardig om 'n disipel te wees nie. Jy moet Abba Vader wil behaag. So en belangrikste, Vader soek nie standbeelde nie. Wat soek Vader? Hy soek jou hart. Hy soek jou hart. Dit hoef vir my so mooi. En dan net die laaste vraag, prakties. Wat doen iemand wat besef daar is nog afgode in jou lewe? Is om eerlik na die een wat 'n verhouding met jou wil hê, wat jou hart soek na hom toe te gaan. En soos Dawid vir hom te sê, Dawid sê in Psalm 139 vers 23 tot 24 sê hy, Vader, deurgrond my hart. Wat het belangriker in my hart geword? Wys vir my, want ek wil hê my hart moet klop net vir U. En dan identifiseer dit. Jy weet waaraan jy jou tyd bestee. Jy weet wat het belangriker geword, so jy identifiseer dit. En dan sê jy, Vader, help my, hierdie goeters het my begin vasbind. Hierdie goeters het vir my belangrik geraak. En dan lê jy dit neer. En jy kies weer vir verhouding. En soms, as dit byvoorbeeld iets is soos die werk, dan sê mense, maar wat moet ek doen? Ek moet sorg. Die werklikheid is, Vader is die voorsiener. Alles behoort aan hom. En as jy hom in oorgawe dien, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Hy sal voorsien. Dit is wie hy is. Yahweh Rapha. Hy is die God wat genees van daardie slawerny en hy is die God wat voorsien. Yahweh Jireh. Absoluut, Roef. Dit is absoluut so powerful en dankie vir die boodskap. Dankie dat jy vir ons elkeen hierdie vrae beantwoord en ek kan net selfs nou dink aan 'n voorbeeld. Hoeveel keer in ons eie lewe sal ons dink, maar werk is so belangrik. Maar as jy daaraan dink, hoe meer jy tyd daaraan bestee, hoe meer gaan jy daaruit verwag. Hoe meer gaan jy wil hê, hoe groter wil jy moet jou inkomste wees. En dit is waar daai wortel begin en eventually so groot word dat Abba Vader nie geen plek het in jou lewe nie. Dit is hoekom dit belangrik is om dit vandag in die gesig te staar en te dink, wat is dit wat jou nog vasbind? Wat is dit wat die meeste van jou tyd steel? Onthou, jy is nie gemaak om afgode te dien nie. Jy is gemaak om in verhouding te wees met die lewende God. Dit is so belangrik net wat jy sê is, want Vader sê hy sê vir Joshua in Joshua 1 vers 9, as jy my woord bestudeer dag en nag, dan sal jy wel geluksalig wees. As ons dit net kon glo. As ons kon glo, dat as ek in sy woord dag en nag, daar's die resep. As ek dag en nag in sy woord spandeer, dan sal ek wel geluksalig wees in alles wat ek doen. So dis die resep. Dis nie harder werk nie. Dis spandeer meer tyd in sy woord dag en nag, dan sal jy wel geluksalig wees. Psalm 1 vers 1 tot 3 sê presies dieselfde. Daarom mag Vader se woord vir jou so belangrik wees. Mag tyd in sy teenwoordigheid, want baie keer sê mense, ons het vroeër in 'n kort boodskap ook deurgestel, sê mense, maar God praat nie met my nie. Ek weet nie hoekom nie, maar God praat nie met my nie. Dan sê ek soos in, maak net oop die Bybel. Want as jy die Bybel oopmaak, praat God met jou, want dit is sy woord. Dan praat hy met jou. So kom ons spandeer meer tyd in sy teenwoordigheid as wat ons die dinge najag, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë. Kom ons spandeer tyd in sy woord.
Ja, absoluut Roef, en ek wil net daarbey aansluit om te sê die hart van hierdie boodskap is ook om mense te laat besef dat die uitnodiging is daar. Vader nooi ons daagliks uit om sy woord op te tel en te werk in ons verhouding met hom. En hierdie boodskap is nie om te oordeel nie, maar om vir jou te sê die uitnodiging is daar. Die Vader klop aan jou deur. En as jy honger is, maak die deur oop vir hom. En dit is belangrik hoekom ons vandag se boodskap ook opneem vir myself en vir elkeen wat luister. Net weer terug net, so Paulus kom in Athene en dan sien hy, dit krap hom so. Die woord sê dit het sy gees en sy hart omgekrap, omdat hy sien hierdie afgode. Hoekom het dit vir Paulus sy hart omgekrap? Want hy het hierdie verhouding met Abba. Hy kan sien, hoor, julle soek julle vreugde in al hierdie dinge wat die wêreld vir julle bied, maar julle kry dit nêrens nie, hoor. Want julle ken nie die lewende God nie. Jy gaan net jou vreugde kry as jy hom aanbid in waarheid en in gees. En want hy roep jou in verhouding en alles behoort aan hom. So Paulus is soos in sy hart is seer oor die kondisie, en is dit nie so in ons land nie? Het dinge nie belangriker geraak as Abba Vader nie? Het sport nie belangriker gehad nie? Geraak as Abba Vader nie? Mense vandag gaan nie eers meer kerk toe nie. En tog is Vader se woord baie duidelik. Hy sê in Hebreërs 10 vers 25, moenie samekomste vermy nie, so sommige die gewoonte het nie. Hoekom? Want hy wil hê ons moet in sy teenwoordigheid kom. Wanneer die kinders van God in sy teenwoordigheid kom, daar is hy, en daar praat hy. So sy hartsbegeerte is dat ons in verhouding met hom sal wees, en dat ons hom sal ken en alles. En dit is wat in Paulus se hart gebrand het toe hy hierdie afgoderry sien. Sê, maar hier is 'n lewende God, en hy soek verhouding. Los hierdie goed wat jou nêrens gaan bring nie. Moenie jouself vir afgod nie. Hy is die God. Hy is die lewende God. Mag hierdie jou raak, en dis my gebed dat Vader vandag dat jy jou hand so in sy hand sal steek en saam met hom sal wandel. Amen, dankie Rolf.